What am I doing? 60, 70, 80 hours of labor every week, Monday to Friday, sometimes Saturdays and Sundays. Sitting in traffic for 1 hour, 2 hours, 3 hours, day in and day out. Is it all worth it? Working with people in hospitals, having all-nighters, working with sick people, and some of them don't even appreciate my work. To meet month's end, pay all my bills. Sitting on construction sites, mines, building, grafting, working for who? For what? Is the purpose of all of this just to try and make money? Surely there should be more to all of this. Work. Goeiemôre en welkom van my kant af. Het is so lekker om hierdie tyd saam met jou vandag deur te bring. Ek kan sien klomp van julle lyk nie baie positief soos wat jy hier sit vandag nie, en ons skryf dit toe aan baie goeie rugby gister. Dis nie goeie rugby van ons kant af nie, maar daar was goeie rugby. Dit is 'n feit. Ons weet die Here is daarom saam met die bokke vandag. Hy is die een wat troos, so ons weet. Het is vir ons so lekker om saam met te kuier vandag. Ons is in 'n reeks wat ons verlede week afgeskop het saam met die Groter Doksrye familie. Maak ons 'n punt daarvan oor die volgende 5 weke om diep in te delf in hoe God ons werk sien. Hoe God deur ons werk en natuurlik in ons werksomgewing wat hy te sê het. Ek dink dit is vir ons so krities belangrik. Hoeveel van jou lewe word spandeer wanneer jy werk? Nee. Baie ouens sien die prentjie dat wat ook al gebeur nadat ek van die werk af wegry of oor 'n naweek, dis wanneer ek lewe, nee. Maar by my werk, dis net werk. Dis net werk, dis net die 9 to 5. En ek is jammer om dit vandag vir jou so reguit te sê, maar as dit jou mentaliteit is, dan mis jy meer as halfte van jou lewe. Dan mis jy dit. Dan skryf jy dit af aan iets wat jy sê die Here nie meer 'n saak het nie, en jy nie in vervulling kan beleef nie. En ek wonder hoeveel mense spandeer hulle lewens op soek na dit, na meer uit die lewe uit. Ons soek net meer, want as dit net dit is, as dit maar net 'n paar vergaderinge is, en is die budgets, en is die deadlines, en is die take wat ek moet doen, as dit net dit is, dan lewe ons onvergenoegd, nee. Daar moet meer wees as dit. En vir baie ouens, as hulle na 'n maandag kyk, 'n maandagoggend, dan sê hulle, ja, daar eindig die goeie gedeelte van die week nou net. Dit was die naweek. En selfs in hoe ons daaroor praat, die naweek, na die lang week, is daar daarom so bietjie ietsie, nee. Daar kan ons so bietjie. Op 'n Saterdag kan ons so bietjie rus. Jy al jouself gevang daai woorde sê, ons kan so bietjie ontspan. Ek kan bietjie doen wat ek van hou, en dan op 'n Sondag kan ek so bietjie iets van die Here beleef, nee, so bietjie kerk, so bietjie. Ek wonder hoeveel keer ons onsself al gevang het en hierdie woorde self so praat, want ek dink hier's die waarheid, soveel mense lewe net vir 'n naweek. Kom net deur jou week, kom net deur die vergaderinge, kom net deur die verkeer, kom net deur die maandag tot Vrydag, sodat jy by die naweek darm net so bietjie ietsie oor het. Hoeveel van ons vanoggend is skuldig van sulke gedagtes, nee? Dis selfs hoe ons praat as ons sê, ja, daar is maandag weer, Monday is coming. Hoeveel van julle het al klaar sommer vandag gedink, ag nee, môreoggend, ai, maar moenie worry nie, Vrydag kom. En dankie Here, daar's 'n klein Vrydag ook in die week, nee, 'n Woensdagmiddag. Wie van julle vier klein Vrydag? Daarom nie, okay. Ek wil jou vandag hierdie vra, wat van as werk meer is as net iets wat ons moet oorleef? Wat as jou werk, en spesifiek dit wat die Here sê oor jou werk, meer vir jou inhou? En dalk is dit nie 'n eksterne ding wat gaan moet gebeur of plaasvind nie, dalk is dit 'n interne ding. Ek dink hier is belangrik, ouens, baie van ons lewe dalk met so 'n verwagting, net dat ergens gaan ek iets teekom in my werksroetine, of dalk 'n ander geleentheid, of dalk 'n stuk deurbraak by die werk, of 'n verhoging, of daar gaan iets uiterlik gebeur, en dit ten minste sal ietsie van hierdie vir my kom bewerk, nee. Ek sal darm iets van dit beleef wanneer 'n eksterne ding gebeur. Maar wat as? Wat ons van praat vandag, dat daar meer vir jou is om te beleef en te ervaar, meer in oorvloed as oorlewing in jou werk, nie te doen het met eksterne goed nie, maar 'n interne ding. Wat as ek die een is wat 'n blokkade veroorsaak?
om hierdie regtig te beleef. Ek sien baie ouens sal goed sê, soos ja, maar jy verstaan nie my werksomstandighede nie, jy verstaan nie my baas nie, jy verstaan nie die kantoorkultuur nie, jy verstaan nie die verwagting in die werkslading nie, jy verstaan nie die onreg wat ons moet opmee sit, jy verstaan nie hoe lyk my werk nie, jy dink aan lekker kantoorspasies en is dit gemaklike werk, maar jy verstaan nie hoe dit by my lyk nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek dink nie jy verstaan hoe dit hier binne kan lyk nie. Hoeveel van ons fokus en aandag word gerig na die eksterne goed, en dit raak redes en verskonings, hoekom ons sê, ek is ongelukkig by die werk, ek is onvervuld by die werk, ek hou nie van my werk nie, ek hou nie van die mense by my werk nie, ek hou nie van, en hoeveel van daai goed is gerig na eksterne goed, doen net selfstudie vanoggend, doen net selfstudie, ek diskwalifiseer nie enige van jou redes nie, ek sê net, daar's 1000 eksterne redes, hoekom mense voel, ek oorleef net werk, maar daar is een rede, een enkele rede, hoekom mense intern iets van vervulling beleef, as dit by hulle werk kom, net een rede. Gaan dit wees, daar's 1000 eksterne redes, hoekom mense sê, ek oorleef net my werk, ek oorleef net die werksweek, maar daar's net een rede, hoekom mense intern sê, ek beleef vervulling. Wil jy weet wat is daai een rede? Daai een rede is, ek weet, dat God het 'n doel met die werk wat ek doen. Hierdie is 'n goddelike ding. Dis nie die maatskappy nie, dit is nie die betaling wat ek ontvang nie, dit is nie die sukses of die roem of selfs die ander goed nie, dit is 'n een enkele interne oortuiging, dat God het 'n saak met die werk wat ek doen. En dan wanneer ek my aandag rig na iets, is dit nie die eksterne nie, dis 'n interne oortuiging. Dis van waar af vervulling kom. Ek sien baie ons lewe ook met hierdie spanning en ek is seker jy het al teëgekom. Dit is so maklik om op 'n Sondag hierdie hoekie aan te trek. En die hoekie wat jy aantrek is ek is 'n Christen, nê. Nee. En baie ouens het dit self soveel jare reg gekry dat ek het 'n spesiale pakkie wat ek fisies aantrek. Dis my kerkpakkie, nê. Nee. Dank die Here ons is nie meer daar nie. Jy is welkom as jy 'n soet wil aantrek, maar ek gaan nie. Maar ons het selfs dit reg gekry dat ons dit so kon compartmentaliseer, is dit 'n woord? Compartmentalize. Ja, julle weet wat ek sê. Ons kon dit goed so van mekaar skei, dat ek het in my kas, as jy my kas oopmaak, is daar klere afgesonder en toegewy vir dit wat op 'n Sondag gebeur. Ek is 'n Christen. Maar dan maandagoggend, dan is daar 'n ander pakkie wat ek aantrek. Dis die werkspakkie. Nou ewe skielik, is daar 'n ander titel. Nou ek sê nie hy oorspring die ander ene nie, of oorskry die ander ene nie, maar is amper asof van ons gedagtes en mentaliteit ons 'n knoppie druk. We flip the switch. Nou is ek 'n onderwyser. En ek trek aan soos 'n onderwyser, en ek doen soos 'n onderwyser, en ek dink soos 'n onderwyser, en ek leef soos 'n onderwyser tot Vrydag toe. En Vrydagmiddag, nee, dan val daai klere van my af, soos 'n vrotvel. En ek spring weer in 'n ander pakkie in, en dit is die ontspan pakkie. Nou is dit naweek, Springbok hemp kom uit, daai kortbroek van jou kom aan, en nou ontspan ons. Hoeveel van ons lewe so, dat is amper asof, as 'n Maandag kom, dan trek ons hierdie identiteit aan. Ek is 'n onderwyser, ek is 'n besigheidsman, ek is 'n prokureur, 'n prokurnoster, ek bedoel 'n prokureur. En hierdie goed word ons identiteit, en ek wil jy moet iets belangrik sien. Ek dink nie, dit was ooit God se begeerte vir ons, om tot so 'n mate 'n identiteitsverandering in te gaan, dat ons vergeet dit wie ons nog altyd is. Voordat ek 'n onderwyser, 'n besigheidsman, 'n bestuurder, 'n prokureur, 'n plammer, 'n profeet of 'n poet is, voordat ek enige van daai goed is ek eerstens 'n kind van die Here. Dis die beginpunt eintlik van alles. Dis daai uitspraak, dis hoekom ons vanoggend ook hierdie so sterk beleef het, nê. Ek wil gaan na woorde toe vat wat Jesus gesê het, en dis baie bekende woorde, ek is seker jy het al gehoor, Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom net steel, slag en uitroei. Ek het gekom dat hulle lewe kan hê, en dat hulle kan hê in oorvloed. En ek dink hierdie is vir ons belangrik om hierdie te verstaan. Die boodskapvertaling sê dit dat jy die lewe kan geniet.
Dat jy die lewe kan geniet, en miskien is dit so, dat daar 'n stuk van my werkslewe is, wat ek in 'n laer plek van funksionering in verval het in my gedagteswêreld, dat dit net oorlewing is, en ek mis dat daar iets is van oorvloed, selfs by my werk. Ek wil vandag 'n bietjie saam met jou hieroor kuier. Hoor die woorde wat Rick Warren sê, hy sê die volgende woorde, hy sê, as ek slides mis met julle met my help, want ek gaan hier voort. Hy sê die volgende woorde, nothing matters more than knowing God's purpose for your life, and nothing can compensate for not knowing them. Without a purpose, life is motion without meaning. It's activity without direction. It's events without reason. Without a purpose, life is trivial, it's petty, and it is pointless. Ek dink ons aandag word hiernatoe geroep vandag, dat ons meer ontdek van dit wat God begeer vir ons in ons werk. En baie van ons hier vandag sit en sê, wel, ek werk dalk nie nou nie, of ek gaan nooit weer werk nie, want ek het afgetree. En so dis baie nice dat die res van die 2/3 van die samelewing dink aan werk, en ek's bly vir hulle. Maar ek sien nie daai prentjie nie. En ek dink hier is iets belangrik vir ons wat ons moet verstaan. Ons moet regtig vandag hierdie in ons gedagtes uitsquare. As ons praat van werk, praat ek nie van jou okkupasie nie. Dit sluit dit in. Maar werk is soveel meer. Jy sal nooit ophou werk nie. Jou werk het nie begin toe jy die aanstellingsbrief ontvang het van die maatskappy, en jou HR goed is in plek, en jou salaris begin inkom 1 keer 'n maand, en SARS is ook bewus van al daai goed. En nou het jy 'n werk. Nee, werk begin nie daar nie. Ek wil hê ons moet hierdie vandag vir mekaar sê, dat werk was nog altyd deel van God se plan, selfs voor die sondeval. En hierdie is belangrik vir ons om te verstaan. Hoor gou die volgende, Genesis 2 vers 15. Die Here God het die mens in die tuin van Eden, en ek hou van daai woord in die Nuwe Lewende Vertaling, aangestel. Ja, hy klink vir my soos werktaal. Aangestel om dit te bewerk en te versorg. En baie van ons lees hierdie en dink, "Jesus, maar dis nice, hy was 'n voltydse tuinwerker. Ja, ek sal enige tyd my werk opgee om in die tuin van Eden blommetjies te pluk en te onderhou en so lekker aan die tuin te wees." Ek dink hier is ons iets nie moet miskyk in hierdie nie. Is selfs voor die sondeval. Werk is nie 'n vloek nie. Die feit dat ons moet werk en beloon word sodat ons kan lewe en inkopies kan doen en kan sorg vir ons gesinne. Daai is nie 'n vloek nie. Werk was daar nog selfs voor die sondeval. Nog voor die gebrokenheid en die vervalling van die mensdom het mens gewerk. Ek sal so ver gaan as om te sê dat selfs in ewigheid, jy gaan nie heeldag op 'n wolkie sit en harp speel, die vlekkies op die rug, lê terug op die wolk, baie lekker nie. Dis 'n mors van dit wat God binne in die mens gesit het. Ek dink selfs ewigheid sal iets van werk behels. Wat bedoel ek daarmee? Dit wat God in jou gesit het, is nie net vir 'n 9 to 5 nie. Jou kreatiwiteit, jou potensiaal, jou ambisie, jou doelgerigtheid, jou kreatiwiteit, hoe jou brein aan mekaar gesit is. As ons praat van jou sterkpunte, die goed wat selfs firmas uit hulle pad uit gaan om daai goed te ontdek. Hulle praat van human capital. Die goed wat ingesluit is in 'n mens. Waarmee is jy goed? Daai is nie net van toepassing tot jou werk nie. Dis vir jou hele lewe. Dis hoe God jou geskape het nog voor jy jou okkupasie ontvang het. En ek dink daar's iets wat ons vandag moet sê, of jy nou werkloos, afgetree of huidiglik werk, of jy nou goed doen met jou werk, of jy nou sukkel met jou werk, of jy nou positief is oor jou werk, of jy nou negatief is oor jou werk. Ek dink die Here het 'n saak met dit wat hy binne in ons gesit het. En ek dink vir solank as wat jy daai pakkie minag of net allokeer tot dit wat vir jou werk van toepassing is, sal jy altyd onvervuld bly. Jy sal onvervuld leef. En naderhand dink ek aan die einde van jou lewe, dan besef jy, en dan kom ietsie van daai spyt, daai verwyte, dat miskien het ek 'n groot gedeelte van my lewe gemors.
Ek is seker jy's bewus hiervan, daar was 'n studie gedoen so 15 jaar gelede met mense op sterfbed. En hulle vra hierdie mense 'n paar vrae oor wat is jou grootste verwyte in die lewe? En een van die goed wat die mens gesê het, uit seker maklik 500 mense, is dat hulle voel hulle het 'n groot gedeelte van hulle lewe, het hulle afgestaan aan werk, om vir iemand anders se maatskappy geld te genereer, om ander mense se probleme te moes oplos. Ek het my eie gesin, my eie familie, my eie sport, my eie ambisies het ek prys gegee, opgeoffer vir groot gedeeltes van my lewe om 'n stuk werk te gaan doen. Na 80 jaar, 70 jaar, 90 jaar, as jy gelukkig is 110 jaar, sou mense terugkyk en sê, ek is eintlik maar onvergenoegd, ontevrede met wat werk in my lewe gedoen het. Ek wil jy moet iets sien, dat God skep die mens, nee. Hy skep die mens, en net soos wat hy in daai selfde aksie, soos wat hy die skepping maak, en dit veg groot kreatiwiteit in. Ek meen, as jy net gaan kyk na van die kleinste blommetjies, en van die diertjies, en die skepping, as jy 'n natuurmens is, jy staan daar in verwondering. Sê jy, ek sal nie eers hierdie ding kon uitdink nie, en hier loop hy, hier sit hy, hier sit in die tuin, dis so mooi. Met hierdie kreatiwiteit skep God die skepping. Hy gaan so ver om goed te skape wat die mense eers duisende jare later ontdek. Dis nou nog vir my snaaks, wanneer iemand soos NASA uitkom, met ons het hierdie nuwe ding ontdek, en sê ek soos, sjoe, daar is 'n mooi verrassing, iemand het daai ding gemaak. Daai ding bestaan al vir duisende jare, so ons is nie bewus van dit nie. God is oneindig kreatief, en hy skape 'n mens, en dit sê in sy beeld en gelykenis, en hierdie is vir ons belangrik, ons moenie hierdie misverstaan nie. Hy kom sit dieselfde goed, wat hy is, kreatief, 'n skepper, 'n maker, 'n geneeser, 'n dinker, kom sit hy in sy mens. En hy sê, wanneer jy daai uitleef, wanneer jy dit doen, wanneer jy deelneem in hierdie, wat ek in jou gesit het, dan beleef jy vervulling. Wanneer jy buite daai probeer iets doen, sal jy altyd onvervuld leef. There's nothing that is more important for us to discover than the purposes of God. So wanneer 'n bouer 'n huis bou, 'n onderwyser 'n kind oprig en leer en opvoed, wanneer 'n dokter iemand genees, wanneer 'n besigheid werk skep, wanneer die samelewing werk, wanneer 'n kunstenaar 'n stuk kunswerk maak, al hierdie goed eintlik, as jy dit in hierdie lig verstaan, is ons doen dit wat ons sien God gedoen het. En dit wat hy van homself in ons gesit het. Dink gou vir 'n oomblik aan enige werk, enige werk wat die mens kan, het of gaan doen. Hoeveel van daai werk, dink jy is alleenlik mens? Hoeveel van daai werk dink jy spreek terug na God toe? 'n dokter wat genees, God is die een wat genees. 'n bouer wat bou, 'n ingenieur wat ontwikkel, 'n plammer wat iets regmaak. Al hierdie goed is eintlik, as jy dit in daai lig daartoe vat, praat van God. Want dis alles wat hy doen. Hy skep, hy maak reg. Hy bring lewe. Hy bring orde. Alles wat die samelewing najaag, praat eintlik maar van dit wat God doen. Ek dink ons baie meer ingesluit vir ons, en ek dink hier's die moeilikheid vir ons. Hier's waar ons die spanning beleef, is as ons werk eenvoudig na daai vlak toe trek, waar dit net 'n means to an end is, dis maar net om 'n salaris te verdien. Dis maar net om geld in 'n rekening te kry, dat ek iets kan doen met hierdie geld. Dan minag ons eintlik dit wat die Here in elkeen van ons gesit het, om meer te doen. Om meer te doen. Sê want jou werk is 'n platform vir roeping, en ek wil vandag saam met jou hier gesels. Ek dink hierdie is vir ons net so belangrik dat ons net iets hiervan verstaan. Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 10. Hy sê die volgende woorde. Hy sê, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. En met hierdie gawes moet julle mekaar dien. Hier is die belangrike ding.
sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. En baie ouens sal sê, ja, maar daai is van toepassing tot die kerk. Jy weet, dit is maar vir ons klein groepie, of in tye van samekoms, of van bidding. Jy weet, dis waar hierdie van toepassing is. En ek gaan met jou verskil. Ek gaan met jou verskil, want dit is nie die waarheid nie. Wat hierdie skrif eintlik vir ons sê, dit wat Petrus eintlik hier vir ons sê, is dat God het binne in jou geplaas met die verwagting, dat dit wat binne in jou is, sal werk deur om genade na mense toe te laat vloei, oral waar jy gaan, in alles wat jy doen. God dink nie in kompartemente oor jou lewe nie. Hy sien nie jou lewe as die 9 to 5, die bietjie van die Saterdagmiddag, die bietjie van die Sondag hier belewenis by die kerk, die bietjie middagslaapie. Hy dink nie so oor jou lewe nie. Hoe hy dink oor jou lewe is dat hy het binne in jou gesit alles wat jy nodig het om eerstens vervulling en roeping uit te leef en tweedens om 'n stuk roeping na mense se lewens toe te kan bring. Genade te laat vloei. Dis ook wanneer ons hierdie doen, dan is dit ook 'n stuk aanbidding, né? Dis 'n stuk aanbidding. Hoeveel keer het iemand al vir jou 'n geskenk gegee met die hoop dat jy iets met daai geskenk gaan doen? En jy het daai geskenk gevat en jy het hom in 'n kas gaan druk ergens, vergeet van die ding. Elke keer as daai persoon wonder, jy sê ek wonder of hulle gebruik hulle daai ding, geniet hulle daai ding, waardeer hulle daai ding. Hoeveel van dit wat God binne ons geplaas het, wil ons onmiddellik in 'n pakkie indruk om te sê dis net van toepassing op daai gedeelte van my lewe. Maar wat van die res? Wat van die res? Sien, hierdie is nie net 'n gesprek oor werk nie of oor kerk nie, dis 'n gesprek eintlik oor die lewenskwaliteit wat jy leef. Het jy al ontdek dat daar meer is as dit wat God in jou geplaas het vir jou hele lewe? Ons nou toevallig praat oor jou werk. Maar daar's soveel meer. Daar's soveel meer vir jou om te ontdek. Ewe skielik jou kantoor en die klaskamer, die werkswinkel, die raadsaal, al hierdie plekke word eintlik net platforme. Dat u genade deur my kom werk. Nie net vloei daar iets na ander mense toe nie net aanbid ek die Here nie, maar daar's 'n derde ding wat gebeur. Ons moet nie hierdie mis nie. Ons het 'n geleentheid om 'n verteenwoordiger te wees van God se karakter self. Dat in elke spasie waar jy beweeg, jy het nie nodig om te preek nie. Jy kan die Bybel en die kabbel los in die kar. Jy hoef nie met jou Bybel daar rond te loop en vir mense sê jy's 'n Christen nie. Mense beleef iets van God deur jou. Dis daai bekende woorde, nee, people might not read the Bible today, but they will definitely read you. Dis iets van dit. Dat daar waar ons beweeg, verteenwoordig ons koning. Sien, hierdie is net van die goed wat ek voel, ons moet ons koppe skuif. Dat ons werk is nie net 'n means to an end nie. Dis eintlik 'n geleentheid, dis 'n platform wat vir ons gegee is om God se agenda uit te leef. Nou ek verstaan by jou werksplek is al vele agendas. Daar's verwagtinge van jou baas, van jou bestuurder, daar's teikens waartoe die maatskappy moet werk, daar's goed wat ons verwag daar. Maar bo al hierdie goed erken ons hierdie ding. Die Here het 'n agenda. Ver groter, ver wyer, bestaan al ver langer as die agendas van mense. En hy het gekies om die mense wat hy gemaak het, toe te rus, op te rig, uit te stuur. Sien, hoe jy werk is net so belangrik soos die werk wat jy doen. Ek dink hier's waar baie ouens dit misverstaan as ons praat van die doel van werk. As ons praat van daar waar jy is, daar gebruik die Here jou, sien hierdie vandag. As jy gaan na die tipe werk wat jy doen en dit wil meet, volgens wat werklike impak maak. Dis die ouens op die verhoog, hulle maak 'n impak. Dis die ouens wat groot sendingwerk doen, hulle verander die wêreld. Dis hierdie ou en daai ou, ek is maar net 'n, en dan vul jy daai lyntjie in. Ek is maar net 'n onderwyser, 'n besigheidsman, 'n apteker. Ek is maar net 'n broker. Ek is maar net 'n rep. Ek is maar net hierdie. Hoe jy jou werk doen,
is net so belangrik in die Here se oë, indien nie belangriker as die tipe werk wat jy doen. Moenie dat die tipe werk wat jy doen, die waarde bring van dit wat God kan doen in en deur jou nie. Ouens, dis klein praktiese goed, dis hoe ons mense behandel, nee. Dis hoe ons geleenthede gebruik om, wanneer goed verkeerd loop, iets van die Here se hart, iets van sy karakter, iets van hoe die Gees in my werk. Daar waar die Gees van die Here is, daar bewerk hy vrede, vryheid, krag, nederigheid. Dis hoe ons werk. Sien net wat ons doen nie, hoe ons praat, die integriteit, die diens wat ons lewer, die eerlikheid, wanneer jy jou woord hou, uitnemendheid, dis hoe ons werk. Maak nie saak wat jy doen nie, hoe jy dit doen, praat meer van God. Hallo? Ek wonder of jy sou kon sien, want as jy toegang gehad het tot daai statistiek, om te kyk wie is die performers in 'n maatskappy, wie is die ouens wat die grootste krag bring in die maatskappy, of jy sou kon sien, wie van hulle is 'n Christen? Wie van hulle is 'n Jesus volgeling? Dat nog voordat daai persoon praat oor God, of wil bid, of wil preek, of wil iets doen, nog voordat hulle by daai goed kom, dat as jy net na hulle werk moet kyk, sê, hier is 'n kind van die Here. Hoekom? Want hulle God is 'n God van orde. Hulle God is 'n God van kreatiwiteit, probleemoplossing, van maak en skaap. Die skaper, dit is ons God. So ek dink ons moet ophou probeer ons geloof bewys op 'n WhatsApp status of 'n sluit 'n boodskap af en ons slyp daai woorde in, bless jou, seën jou, vrede vir jou. Net om vir iemand te sê, miskien is ek 'n gelowige, kan jy dit sien? Miskien is hoe ons werk die grootste getuienis. Ek wil jy moet hierdie vandag besef, dat hoe jy jou werk doen, jy moet hierdie woorde hoor. Hoe jy jou werk doen, wat ook al jy doen, hoe jy jou werk doen, gaan of jou getuienis van Jesus afbreek of opbou. Jy kan die grootste gelowige wees, maar in jou werk misluk, gaan jou getuienis afbreek. Hoekom? Want wanneer ons goed werk, dan getuig dit van hoe God in ons werk. Hoe God met my werk, hoe hy deur my werk. Wanneer daar onreg by die kantoor is en ek stap in met 'n vergewingsgesindheid, ek vergewe mense, dan getuig dit van 'n God wat my vergewe het. Wanneer ek mense dien, nie net omdat ek uit kan baat nie, maar omdat ek verstaan hoe God my gedien het, dan getuig dit van dit. Ouens, ons kan 'n lys maak van 1000 goed. Ek gaan vir jou lank besig hou, maar jy gaan hierdie sien. Wanneer ons iets beleef by God en dit nie in ons werk uitleef nie, dan breek ons daai getuienis af. Dan vat ons weg by daai getuienis. Micha 6 vers 8 sê hierdie. Sê hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is? Om troue liefde te bewys, om nederig die pad saam met jou God te loop. Hoe jy jou werk doen, is net so belangrik, indien nie belangriker as wat jou werk is. Sien jy dit? Verstaan jy dit? Beleef jy dit? Glo jy dit? Ouens, dit is waar vervulling vir werk 'n moontlikheid is. Sien net wat ons doen nie. Ek dink nie enigiemand kan vervuld wees deur om met Excel te werk nie. Ek weet nie, dalk is daar iemand, maar ek kan dit nie indink nie. Jy kan net soveel keer deur die roetine gaan. Net soveel keer die maandag beleef. Ek dink nie dit is wat ons doen wat vervulling bring nie. Miskien is daar gedeeltes van dit. Dalk geniet jy dalk sekere areas. Maar wat jy doen in God se oë is nie so belangrik soos hoe jy dit doen nie. Dis waar vervulling lê. Ewe skielik is my werk, die raadsaal, die kamer, die stoorkamer, die werkswinkel, die kliënte, ewe skielik is dit 'n platform. Dis 'n plek waar ek kan sê, Here, gebruik my vir u agenda. Daai is vervulling. Dit kan ek doen vir 1000 jaar. Ek sal 60 jaar is baie. E-mail stuur, 40 jaar is baie. Maar om myself beskikbaar te stel, is oneindiglik deur die Here se gebruik. Jy sal nooit moeg en uitgeteer raak as dit by dit kom nie.
Ons het soveel mense wat na ons lewens kyk en sê, "Jesus, maar raak jy nie moeg vir dit nie?" Is jy nie moeg vir dit nie? Raak jy nie moeg vir mense nie? Raak jy nie moeg om heeltyd hierdie dit? Nee. Ons sal dit doen vir 1000 jaar. Hoekom? Want dit vervul ons. Kan jy dieselfde oor jou werk sê? Here, U kan my hier gebruik by Momentum vir 1000 jaar. U kan my by Absa gebruik hier vir 1000 jaar. Hoekom? Nie omdat die werk so nice is nie. Maar omdat dit wat U deur my doen. Dis die koninkryk. Dis die koninkryk. Miskien moet ons koppe skuif vandag, vriende. Om te sê, Here, dalk is daar meer vir my om te sien, meer om te ontdek. Dit wat U begeer vir my lewe. Hoe ek met mense werk, hoe ek U genade laat vloei na mense toe. En ek wil jou vandag die geleentheid gee om dit te doen. So wat ons reageer in 'n tyd van aanbidding. Om dalk net jou oë vir 'n oomblik te verskuif vanaf die eksterne goed. Ek weet daar's goed wat jou frustreer van jou werk. Ek weet daar's goed wat jou irriteer. Ek weet daar's goed wat jou negatief maak. Ek besef dit. En ons sê ons maak niks van daai goed minder nie. Maar ons sê, Here, in ons, kom vertrou ons. As verteenwoordigers van U koninkryk, as U kinders, dat iets hier binne in my gaan kom verbreed en verdiep. Dat U is besig deur my, oral waar ek gaan. Kom verander hoe ek dink, kom verander hoe ek my werk sien, kom verander hoe ek die geleenthede sien, waar U my wil gebruik. Kom ons doen dit saam, jy is so welkom, staan saam met ons, ons gaan in 'n tyd ingaan van aanbidding, soos wat ons hierdie woorde sing, is jy so welkom, kom ons doen dit, amen.